Goeiemôre vriende. Baie welkom vanmôre dan hier so in die erediens. Mag ons elkeen werklik die Here se teenwoordigheid ervaar. Ek gaan net eers vir ons die enkele aankondigings uitwys. Die Bybelverspreiding gaan die deurkollekte gaan vanmôre vir Bybelverspreiding. Asseblief onthou dan ook die Kierieklapper afsluiting vanaand. Dis Andrei Swarts wat vanaand hierso kom sing en dit is om 6:00 hierso en is gratis hierso in ons gemeentesentrum. Dan is daar doopgeleentheid die 23ste Augustus. As jy van daai geleentheid wil gebruik maak, asseblief meld aan by die kerkkantoor dat ons die doopkategese kan hanteer. Soos jy weet is ons bazaar die 29ste Augustus. Ons kort hul by al die plekke. Maar ons kort besonder ook hul by die vleistafel, die handwerkitems, die speelgoed en lekkergoed. Jy kan ook die kerkkantoor daarmee kontak. Dit is wat ek nou moes hanteer het. Ek sien dis Anita. Die huisgodsdienststukkie, nee, dis laasweek se. Maar daar is nie kategese die kategese volgende nie en daar staan ook nie die huisgodsdienst wat hierdie week uitgaan nie. Weer van volgende week af sal dit plaasvind. Kom ons raak stil nou, raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid by hierdie mooi geleentheid. In Jeremia 31 vers 33 staan er iets van die woorde van hoekom ons hier by mekaar is, van hierdie verhouding wat tot stand gebring is tussen God en ons. Daar staan, dit is my verbond, wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. En hoor hierdie mooi woorde, ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing die pragtige lied op, saam, U tel my op.
Vriende, ons wat sy volk is, en hy wat ons God is, kom ons bevestig dat hy hier teenwoordig is, en ons kom hom tegemoet om hom te aanbid, en ons doen dit deur mekaar te groet in die naam van die drie-ene God. Genade en vrede vir julle van God onze Vader, en Jesus Christus, en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied saam, Ek roem U naam, en dan kan jy weer die sitplek inneem. Wanneer ons hierdie woorde so sing, daar is geen einde aan God se liefde nie. Daarom wil ons hom roem. Na ons loflied sing, kom ons altyd en lees vir mekaar die wet. En die wet is belangrik, want as ons gereformeerd is, werk ons altyd met die konsep van sonde, verlossing en dankbaarheid. Ons lees die wet, want ons moet besef wie die God is wat ons kom aanbid. En dan moet ons ook hierdie wet kan lees en besef hoekom ons hierdie God se genade nodig het, sy liefde wat hy vir ons kom wys het in Jesus Christus. En dan meet ons onsself in hierdie wet, en dan weet ons hoe verwag God ons, hoe moet ons gaan leef in hierdie wêreld as sy volk, dit waarmee ons begin het in hierdie foto. So vanmôre gaan ek die volledige wet lees, daai uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beeld maak, enige afbeelding wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat sy kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbat deur dit te heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat te ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarop het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie.
Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe of slavin, sy beeste en donkies nie, of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. En as ons so hierdie wet hoor, dan besef ons ook eintlik hoe sondig ons. En ons kan nie met ons gedrag enigstens dink ons kan ons verhouding met God kom herstel nie. Daarom besef ons deur die genade van ons Here wat het God eintlik vir ons kom doen. Daarom lees ons altyd vir mekaar die bemoediging van die Here se genade. En ek lees dit vir ons vanmôre weer uit Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in sy troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie en bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sondeskuld nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar eintlik stof is. 'n Mens is soos gras, is sy lewensdae, soos 'n veldblom, so bloei hy. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie. In sy plek ken hom nie meer nie. Maar die troue liefde teenoor hierdie verganklikheid van die mens, die troue liefde van die Here, is van altyd af en vir ewig oor hulle wat vir hom ontzag het. En sy geregtigheid geld vir die kinders se kinders, vir hulle wat sy verbond hou, vir hulle wat sy opdragte in gedagte hou, om dit uit te voer. Kom ons staan, dan doen ons geloofsbelijdes, wanneer ons weet wat ons identiteit is en wat die drie ene God vir ons kom doen het. Kom ons staan, asseblief, en doen ons die geloofsbelijde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, kan die sitplekke maar inneem. Jy kan die woord oopmaak as jy die Bybel wil saamlees, maar die teks is ook op die bord vanaf 1 Petrus 3 vanmôre. Maar ons gaan eers saam bid. Kom ons sluit die oë. Here, as ons die hemel aanskou en die werke van die hande, en ons besef hoe groot is die Heer, en wie se teenwoordigheid ons onsself bevind vanmôre. Ons kom hier te aanbid, Here, want ons weet U is die Skepper. Nie net van die hemel en die aarde nie, maar ook van lewe. Lewe in U teenwoordigheid, daardie seëning wat ons elke dag na smag. Ons het begin waar ons gehoor het, waar U sê, U bring hierdie verbond tot stand tussen U en die volk. Ons het die 10 gebooie gelees en ons het gehoor waar hy gesê het, ek het julle bevry uit Egipte van slawerny. Ons weet, ons is ingesluit by daardie verbond. Jesus Christus het dit kom vernuwe en ons is weer verlos van slawerny, hierdie keer van die sondelas, Here. En U is met ons op reis en weer wil U hê ons moet besef dat U wil hê ons moet hierdie verbond ernstig opneem. Ons is U volk en U vra van ons op 'n sekere manier te leef in hierdie wêreld. Dis waarmee ons besig is die kwartaal, met wat is kerk en hoe is kerk veronderstel om te wees? En hoe bring ons iets van U teenwoordigheid sigbaar in hierdie wêreld in? Wanneer ons hierdie woord oopmaak, waar U Uself aan elkeen van ons openbaar, mag U Heilige Gees, God se liefde en die genade van die Here op ons harte skryf uit hierdie woord. Mag mense nie vaskyk deur 'n sondige mens wat dit aanbied nie,
Mag ons ontvanklik wees met ontmoeting van die ware God. Seën ons, Heer, in afhanklikheid, bewus te wees van U teenwoordigheid, U aanraking. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Die tema vanmôre is dan hoop van 'n bywoner. Kom ons lees saam. Verder, Anita, ek dink die rekenaar, as jy die rekenaar mute, kan hy mute, want dis daai ding wat so, nee, op die bord, as jy hom mute, dan maak hy, is gemute. Verder, wie sê julle sleg behandel, as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie julle intimidasie vrees of ontstel te raak nie. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Doen dit egter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Christus beskaam kan word. Dit is immers beter as dit God se wil sou wees, dat julle ly omdat julle goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen. Immers ook Christus het eens vir altyd vir sonde gely. Hy die regverdige ter wille van die onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar die gees is hy lewend gemaak. Net tot sover. Daar word hierdie mooi storie vertel, of hierdie beeld, of hierdie metafoor, van hierdie man wat gebly het op 'n stukkie grond, 'n bywoner was, 'n stukkie grond gehuur het, en hy het mooi na sy ou huisiekie, sy klein huisiekie op hierdie stuk grond gekyk. As die dak gelek het hy die dak reggemaak, mooi die tuin versorg, alles wat gebreek het in die huis het hy reggemaak. Hy het werklik mooi na sy stukkie grond gekyk, alhoewel dit nie sy eiendom was nie. Maar by die deur van hierdie huisie het daar 'n tas gestaan. En hierdie tas, vra iemand toe eendag vir hom, ek verstaan jy bly al so lank in hierdie huisie, hoekom staan hierdie tas altyd by die deur? En die man sê, ek hou daai tas by daai deur vir 2 redes. 1, dat ek altyd sal besef, dat ek die lewe voluit moet geniet, en terwyl ek die lewe voluit geniet, is daar dinge wat ek verantwoordelikheid moet neem voor. Hoe ek hierdie plek moet versorg, mooi na kyk, hierdie tuin moet versorg, daar's dinge wat my verantwoordelikheid is. Die tweede ding wat ek moet doen is om te weet, hierdie is nie my huis nie, hierdie is nie my finale plek van verblyf nie, daar gaan 'n tydjie kom wat ek my tas moet weer oppak, en na die volgende plek toe moet verskuif. Dit laat my die heeltyd herinner van wie ek is. En dit is nogal 'n mooi voorbeeld, 'n voorbeeld wat ons vandag kan gebruik. Wanneer Petrus met hierdie mense praat, skryf hy vir hierdie gemeente daar in Klein-Asië en vandag wat bekend staan is Turkye. En hierdie mense, en hy spreek hulle aan met hierdie woorde, vreemdeling, bywoner. Dit was 'n term wat hulle goed mee bekend was. 'n Vreemdeling en 'n bywoner het nie die grond besit nie. Hulle het geen sekuriteit eintlik gehad nie, hulle het geen stemreg gehad nie. Hulle was afhanklik van ander mense se voorsienigheid en hoe ander mense hulle versorg, en dit het vir hulle nie sekerheid gegee nie. So hulle was bekend met hierdie term vreemdeling en bywoners. Eintlik wat hy vir hulle wil kom sê, daar waar hulle self bevind in Rome, hy sê, weet jy wat, julle bevind julle in Rome, julle bevind julle in 'n sekere wêreld, maar daar's 'n ander tipe wêreld, en ek wil vir julle wys, dat julle eintlik nie deel van hierdie wêreld is nie. In Jesus Christus is daar vir jou 'n nuwe wêreld geskep, 'n nuwe koninkryk waarvan jy deel geword het, en dit is vir ons belangrik ook. En dit bepaal, hierdie nuwe identiteit, hierdie nuwe koninkryk, bepaal jou identiteit, jou karakter, waarmee jy optree, hoe jy die wêreldreis gaan aanpak. Dink bietjie mooi hieroor. Ons het nou baie mense wat verhuis Australië toe en Nieu-Seeland toe en selfs Amerika toe. Nou as hulle in die buiteland kom, dan kan jy duidelik sien wat 'n mense is Suid-Afrikaners. As hulle daar kom, al doen hulle aansoek vir hulle burgerskap in daai vreemde lande, hulle gou-gou wanneer die sport kom, dan trek hulle Springbok trui aan. Hulle doen gou-gou kry hulle mense met wie hulle assosieer. Ek volg so 'n meisie op Facebook, sy maak die lekkerste kos, ek vergeet net haar naam, sy's daar in Skotland, maar dan vertel sy waar die mense oral wors kan koop en al hierdie goed is daar in Skotland kan koop, hoe hulle reg Suid-Afrikaanse disse kan maak. Mense, want ons karakter is wie ons is.
hoe jy optree. Jy kan jouself nie losmaak nie. Al kry jy 'n nuwe paspoort wat sê ek is nou 'n Australiaanse burger of 'n Nieu-Seeland burger of 'n Engelse burger. Waar jy groot geword het, wie jou pa was, wie jou ma was, wie jou familie was, wie jou ouma, jou oupa was, dis deel van jou menswees, jou ontstaan. Al kry ek 'n nuwe paspoort, gaan dit nie verander nie. Dis deel van hoe jy groot geword het, dis deel van jou uitkyk, jou tradisies, jou geloof, jou menswees, al is jy op 'n ander plek. Dis hoe jy gaan optree. En ons kan dit gou sien. Nou skryf Petrus vir hierdie mense en hy sê, julle bevind julleself daar in Rome. Tussen ander mense. Maar wees versigtig, julle kan nie gelyk word aan hierdie mense se losbandigheid in die dronkenskap en saam met hulle ander afgode aanbid nie. Julle kan nie gelyk word aan daai wêreld nie. Want weet jy wat? In Jesus Christus het hy vir julle 'n alternatief kom gee. Die koninkryk van God het tuis gekom in julle wêreld. En dit is waarvan ons deel word. Julle het nuwe waardes, julle het 'n nuwe Here waarmee julle moet optree. Ons is nie gelyk aan daardie wêreld nie. En dan staan hier die mooi belofte, ons gaan op al hierdie tekste fokus vanmôre. 'n Mooi belofte wat vir ons help. Hy sê, moenie hulle intimidasie, vrees of ontstel te raak nie. Inteendeel, wanneer dit gebeur, eerbiedig Christus die Here in julle harte. So daarom gaan ons vanmôre die vraag hanteer, hoe leef ons as gelowiges in hierdie wêreld as vreemdelinge en bywoners, wanneer ons so voel in hierdie wêreld, as ons voel ons word misverstaan in ons optrede. Die eerste ding wat ons moet weet is, ons leefwyse, ons leef net anders. Petrus skryf hierso in hierdie gedeelte, wie sal julle kwaad aan doen, as julle beywer vir wat goed is? Hoor net mooi hierdie vraag, hierdie retoriese vraag. Dis eintlik 'n ding wat jy eintlik vanselfsprekend gaan aanvaar. Hy sê vir elke aksie is daar 'n reaksie. Nou ons weet al in ons land waar ons onsself bevind, die gesindheid waarmee jy na mense toe gaan en die manier wat jy mense hanteer, bepaal baie die terugmanier hoe hulle jou gaan hanteer. As jy mense met respek hanteer en met vriendelikheid hanteer en hulle as jou gelyk hanteer, meeste van die tyd kry jy meer reg met hulle as wat jy op 'n ander manier gaan. As ons gaan en ons is ongeskik en ons dink ons is so hoogmoedig of ons praat af op mense of ons praat lelik met mense of ons praat in Frans met mense, dan op die einde van die dag, hoe mense gaan terugreageer, is met daai selfde disrespek, is met daai selfde wat hulle jou gaan verwerp. Dit is wat hy sê. Nou, hy sê, wees eerlik, as jy leef met die mooi in jou hart. Maar hy gaan verder, hy sê, as jy jou beywer met wat goed is. Nou die woordjie beywer is kardinaal belangrik in hierdie sin. Hy sê, as jy jou beywer, hy sê, beywer is om nie net nou en dan goed te doen wanneer jy so voel nie. Beywer is wanneer dit jou hartsbegeerte word. Beywer is wanneer dit jou doel van jou bestaan word, die sin in jou lewe gee, is wanneer jy sê, maar weet jy, my begin en my einde is om hierdie goed in hierdie wêreld te bewerkstellig. Dis wanneer jy jouself begin beywer. Dis wanneer ons sê, maar weet jy wat, in hierdie wêreld wil ek eerder kies om vir die armes om te gee, om vir die mense wat verstote is deel te kom maak, om vir die onregverdiges op te staan, om die waarheid te praat, eerder as om deel te word van hierdie korrupsie van die wêreld, om my te beywer met dit wat goed is. Dink bietjie mooi, hierdie man het sy tas gepak, hy was nie deel, daai huis het nie sy eiendom gewees nie, daai huis het hy gesê, weet jy wat, ek hierdie tas onthou my, ek moet hierdie plek versorg, omdat al weet ek gaan eendag nie vir altyd hier bly nie. Dit maak altyd my hart seer, dit jy al sien hoe gaan mense met vakansie, en dan hier hulle 'n plekkie, of hulle hier iemand anders se huis, dan kom hulle in daai plek, en dan dink hulle, omdat ek my, kom ons noem sommer net 'n bedrag, sê, omdat ek my R1200 vir die dag betaal het, en ek is geregtig op hierdie huis, nou kan ek hierdie mense se meubels deur my al die trek, kan my voete op hulle banke sit, ek kan maak net wat ek wil, want ek's geregtig daarop. Dis baie keer wat gebeur wat ons doen. Ons het nie respek vir ander mense so goed nie, want omdat ek my deeltjie betaal het. Hierdie man sê, weet jy wat, al is hierdie nie myne nie, ek het 'n verantwoordelikheid om op te tree. En dis wat Petrus hier sê, maar as jy jou beywer om hierdie goed in hierdie wêreld te doen, dan sal die reaksie daarop tog wees, dat 'n mens terugverwag hoe ander mense gaan hanteer. Die vraag is waarom? Dit gaan oor jou karakter, wat hier binne in jou is.
Dit gaan oor om te weet aan wie behoort jy. Wie het jou gevorm? Maak nie saak wat jou nuwe burgerskap is nie. As jy 'n goeie opbrengs gehad het, as jou ouers jou met respek groot geleer het om respekvol te wees en met goeie waardes, gaan die ander mense dieselfde hanteer. Dit is wat hier binne in jou karakter word gevorm van kleintyd af. Jou waardes word gevorm van kleintyd af. Hier sê hy, maar weet jy wat? Ons behoort aan deur die genade van ons Here Jesus Christus. Ons gebruik die woord van ons almagtige Vader. Ons is nou kinders van hom en hy vorm vir ons deur hierdie werking van die Heilige Gees, vorm hy vir ons om hierdie nuwe mense in hierdie wêreld te wees, om die goed te doen. Ons beywer ons om sy goedheid, wat ons volg al die dae van ons lewe vir ander mense tuis te bring. Ons weet, ons het dit nou weer gesê, ons goeie lewe is nie die wortel van ons verlossing nie. Ons probeer nie God beïndruk nie, ons het dit gesê toe ek nou die wet ook gelees, maar dis die vrug van ons verlossing. Daai aksie, reaksie, ons weet, omdat Jesus Christus hierdie liefde van God tuisgebring het, ons kom deel maak het van hierdie ander wêreld, reageer ons met hierdie ywer om hierdie goedheid van God tuis te bring. Maar ongelukkig weet Petrus ook, want ons kan ook sê, nie so maklik nie. Petrus het ook gesê, hy sê maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is julle gelukkig. Hy het geweet, en ek dink elkeen van ons kan dit getuig, jy gaan mense met al die mooi goedheid wat daar is in jou hart hanteer. Jy gaan opstaan vir wat reg is. En op die einde van die dag, reaksie gaan nie positief wees altyd nie, want onthou, die mense wat doen wat verkeerd is, hou nie daarvan om hierdie spanning te ervaar waarmee hulle regwys nie, en hulle reaksie is dan nie positief nie. Jy gaan opstaan vir wat versekerheid en waarheid, en op die einde van die dag gaan die mense nie seker voel nie, hulle gaan verkleineer voel, en hulle reaksie gaan nie altyd positief wees nie. Jy gaan opstaan om mense deel te maak, nie uitgesluit te word nie, en die mense van die grotere groep gaan voel, maar hoekom maak jy hierdie mense deel? Ons wil hulle nie deel gehad het van die begin nie, en die reaksie gaan jou seermaak. Dit gaan nie altyd so wees nie. Maar Petrus sê, weet jy wat? Hierdie lyding gaan nie altyd lekker wees nie. En ons gaan soek ook nie daarvoor nie, maar dis 'n werklikheid. Hy sê, weet jy, as jy hierdie lyding ervaar, dan doen wanneer die mense in die wêreld jou verwerp, dan sal God se hand jou altyd omvou. Wanneer mense jou verstoot, dan weet jy altyd, maar ek bly 'n kind van God. Hy verstoot my nie. En dan gaan hy verder en hy wys vir ons die voorbeeld van ons identiteit, wat ons te wagte moet wees. Hy skryf daar, immers ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gely. Hy het die regverdige te wille van onregverdiges, sodat hy hulle na God kon bring. Hy het wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. In Johannes sê hy het na sy eiendom gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hy het gekom om God se mense na God toe te bring. Jesus Christus het gekom met hierdie begeerte van sy hart, om die wil van sy Vader tuis te bring, om hierdie koninkryk, hierdie wêreld vir mense te kom aanbied. Eers vir die volk van God het hy gekom, hierdie verbond wat gesluit is, God wat getrou is, en hy kom bied dit vir sy mense aan. Hy betree hulle wêreld, en hy kom bied God se goedheid, en liefde in oorvloed vir hulle. Wat doen hulle? Hulle neem hom gevange, hulle straf hom, hulle kruisig hom, hulle verwerp hom, hulle wil hom hê nie. Hulle kies eerder die aardse wêreld. Hulle kies om eerder deel te word van hierdie aardse wêreld as hierdie koninkryk aan te neem. Gelukkig is daar in hierdie gedeelte ook vir ons 'n mooi troos. Waarin lê ons ware identiteit? Want dit is ons troos. Petrus sê, moenie bang wees vir wat hulle vrees nie. Moenie vir hulle wat hulle vrees nie. En moet julle nie laat afskrik nie. Heilig Christus as die Here in jou harte. Jy sien, dit gaan oor wie is jou eienaar, wie die finale sê, wie is werklik in beheer. Moenie hulle in jou hart 'n plek gee wat nie aan Christus behoort nie. Ons praat baie daaroor, ons by die Bybelstudies praat ons daaroor, en ek sê dit baie van die preekstoel af. Die hart, daar's twee maniere wat jy in die lewe bly, met jou hart en met jou verstand. As die brein dood is jy dood, en as jou hart ophou klop is jy dood. Ons sê altyd, die Here word die koning van jou hart, maar hier in jou hart het hulle gesê, maak jy jou besluite.
Maak die besluit hier tussen reg en verkeerd. Dis die emosionele kant van jou bestaan, is ja. Dus kom ons sê die Here is ook die begin en die einde van hoe ons moet besluit om op te tree. Hy sê, weet jy wat, moenie daai mense wat besig is om hierdie slegte goed, wat jou verwerp, wat jou verstoot, wat jou eintlik in die versoeking bring om hierdie aardse pad te stap nie, moenie vir hulle plek gee hier in jou hart nie. Maak die Here die plek in jou hart. Want op die einde van die dag moet jy vra, wie is die eienaar van hierdie hart? Geld is nie die eienaar van hierdie hart nie. Vrees is nie die eienaar van die hart nie. Mense wat bitterheid en goed veroorsaak is nie die eienaar van hierdie hart nie. Hy sê, Heilige Christus in julle harte. Jesus Christus is die Here. Hy is die begin en die einde van my hele bestaan. En dan kry ons dit reg dat hy ons harte verander, sodat ons die regte besluite kan neem om sy wil op te tree. Dit beteken nie ons gaan nie vrees hê nie. Daar gaan dinge oor ons pad kom wat hierdie vrese bewerkstellig, maar ten spyte van vrese maak dit dat ons in die wêreld getrou kan leef aan dit wat God van ons vra. Dit beteken nie dat daar goed gaan kom wat ons onseker gaan maak nie. Wat ons kan sê, weet jy wat, in hierdie onsekerheid weet ek, terwyl dit voel of die hele wêreld teen my is, en dit voel of ek 'n bywoner is, weet ek, God hou my vas in sy hand, en hy maak my sy kind, en ek is omvou met sy liefde. Ek woon op hierdie grond, maar my identiteit word nie deur hierdie aarde bepaal nie. My identiteit word bepaal deur die koninkryk wat God vir my gee het. My lewe is groter as hierdie situasie waarin ek myself bevind, want ek is deel van God se familie, van sy verbond, van sy volk. Ek behoort aan die koning wat my hele lewe bepaal. Nou ons lyk anders, ons tree anders op, en Petrus skryf hier vir hom, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. As ons hierdie gedeelte sien en ons sien hierdie aksie-reaksie. Ons moet weet, in daar gaan momente wees wat die Heilige Gees gaan voorberei. Ek sê dit soos heilige afsprake. Dis daai heilige momente wat jy weet, hier gaan hierdie spanning kom, hierdie reaksie gaan kom. En dan skryf jy moet gereed wees in daardie moment om 'n antwoord te gee oor hierdie hoop wat hier in julle harte tuiskom. Jy moet gereed wees deurdat jy in 'n lewende verhouding is met hierdie God. Jy moet hierdie God ken en jy moet weet wat Jesus vir jou is. Daardie geloofsbelijdenis, ons moet sê, wat lê agter elkeen van daai sinnetjies? Hoe is my verhouding en wat het vir my gebeur en hoe reageer ek daarmee? Jy moet nie net die hoop kan verwoord nie, maar jy moet ook sê, wie is die bron van daardie hoop? Dat Jesus Christus my saligmaker en verlosser is en dat die Here vir my hierdie koninkryk kom skep het en my identiteit lê in hierdie koninkryk en my karakter word daardeur gevorm en daarom kan ek reageer soos wat ek reageer. Op daardie moment wat dit van jou vereis word, wat die Here wil hê, jy moet optree daarvoor. En dan sê hy, maar hoe moet ons dit doen? Hy sê met beskeidenheid, met 'n sagtheid, met 'n sagmoedigheid, moet ons dit kan doen. Wanneer ons dit doen met 'n hoogmoed, 'n geestelike hoogmoed, of ek weet die antwoord, of ek weet beter as jy, daai werk nie. Ons moet weet, die Here is die middelpunt van ons hart, en ons gee die eer aan God toe. Met 'n sagmoedigheid. En dit kan alleenlik gebeur as jy eers die dag besef, jy's maar eintlik net 'n bywoner. As jy jou posisie eintlik ken. Jy sien, wanneer ons begin besef, daar's hierdie twee wêrelde, dan begin 'n mens weet, maar God het deur die genade van Jesus Christus jou hierdie permanente woning kom gee. Hierdie voorbeeld van die tas was vir my so mooi toe ek lees. Ek gedink ek gaan dit eendag weer by 'n begrafnis ook gebruik. So julle sal dit weer 'n keer hoor, want dit is vir my die mooiste voorbeeld wat daar is. Ons is maar net op reis. Ons is maar net bywoners. En sodra as wat jy begin besef, jy's 'n bywoner, en Jesus Christus jou kom deel maak van hierdie ewige woning, dis wanneer jy sagmoedig jouself kan beywer om reg te wees met daardie antwoord. Hierdie man het daai tasie gepak by daai deur en hy het volledig daai huis in stand gehou, tuin reggemaak, dak reggemaak. Maar daai tas was altyd gereed om hom te herinner dat hy nie finaal gearriveer het nie. Dat eendag gaan hy weer moet reis. Wat as ons so 'n tas by ons harte hou? En ons vul nie daai tas met vrees, met
al die onbenullighede van die lewe, daai materiële goedes en met al die verkeerde dinge nie. Maar ons vul daai tas werklik met die wete, jou identiteit waarvan jy deel is. Met die liefde, die goedheid, die hoop, geloof, al daai gawes van die Gees. Hoe jy anders na jou omgewing gaan begin kyk en optree. Ongelukkig leef ons in 'n wêreld waar mense nie eens meer besef van die tas, of dat hulle bywoners is, of dat hulle maar tydelik is nie. Hulle besef nie eens, daar is 'n ander wêreld, 'n koninkrykswêreld nie. Hulle dink hierdie is vir nou, is vir ewigs, vir altyd. En met dan gee hulle oor aan hierdie wêreld en hierdie wêreldse dinge. Maar dit bring nie vreugde en geluk nie. En dit gaan jou identiteit verander. Dit gaan jou menswees verander. Dit gaan jou op 'n ander manier laat optree. Sonder dat jy dit weet, word jy in die versoeking gelei om ander afgode te begin aanbid. Die Here jou God sê, ek is 'n jaloerse God. Fokus op dit waarvan jy deel is. Ek's groter as hierdie wêreld, want ek is deel van God se koninkryk. Sit weer daai tas by jou hart en sê, waarmee vul ek hom? Wie is die Here van my hart? Wie is my eienaar? Wie vorm my? Wie se kind is ek? En kom ons gaan leef daai karakter tot eer en verheerliking van sy naam. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, hierdie wêreld vir wie hierdie brief geskryf is mense swaar gekry. Hulle was anders, hulle het anders opgetree as die wêreld en mense kon dit nie verstaan nie. Ons moet ook soms wegstap van vriendekringe af of tussen ons vriende opstaan vir wat reg is. Here, en dan word ons uitgelag of ons word verstoot. Here, maar die wêreld dry soms in teenoor dit wat U van ons verwag. En dan gaan ons ook swaar kry en vervolg word. Maar Here, wanneer ons vra, seën ons met daai ongemak, dat ons nooit weer kan stil bly nie, maar dat ons gereed sal wees om 'n antwoord te sê oor daai hoop wat in ons hart is. U wat ons verander, laat ek volledig, ons kan nie met een voet in die wêreld wil staan, met een voet in die koninkryk wil staan nie, want dit maak ons lou, dit maak dat ons nie leef en brand voluit vir U nie. Maar werklik sal vra, besef ons wie ons is, besef ons waarvan U ons kom deel maak, besef ons hoe ons op reis is na die nuwe beloofde land, wie die drie enige God is wat ons omvou en ons in sy hand vashou, ten spyte van siekte en armoede en seer en aanvalle en al die versoekinge van hierdie wêreld. Verander ons uitkyk op hierdie lewe. Verander die gesindhede van ons hart. Dit kan alleenlik gebeur as ons elke dag, elke moment sê, Here, kom woon ten volle. Neem my hele hart in beslag. Onder U Heilige Gees plaas ek my hele lewe. Want ons wil hê dat U, ons almagtige God, verheerlik moet word in alles wat ons doen. Seën ons, Heer, dat ons werklik sal weet, U is saam met ons. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
En ons gaan staan en sing ons hierdie pragtige lied Halleluja in my hart. En dan sal ek vir ons die seën uitspreek en dan sing ons die musikale amen. Kom ons staan asseblief. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met u wees van nou af tot in alle ewigheid.